Dit gebeur dikwels dat ek en jy vreemde, onaangename geure of reuke en selfs smake in suiwelprodukte teekom. Nou daar is wel 'n rede daarvoor en ek gesels daaroor met Jompie Burger van die Suiwelstandaard Agentskap. Hy is hulle algemene bestuurder. Jompie, ja, wat is eintlik die oorsake van dit wat ek nou genoem het? Lise, die oorsake is redelik, kan mens kategoriseer. Jy gaan eers kyk na die aspek van die dier, want dit kom hoofsaaklik van die dier af. En in daai wêreld, jy weet, die voedingsregimes van diere verander van winter na somer, en hierdie tipe van verandering in voeding kan ook vir jou 'n redelike probleem gee rondom afsmake as jy nie met die voeding korrek werk nie. En natuurlik die ander gaan oor microbiologie, dit gaan oor chemie, so daar's verskillende bronne van hierdie probleme wat kan aanleiding gee. As ons teruggaan na die dierevoeding, onthou daar waar die diere staan en eet, is hulle baie keer baie na aan mekaar, en dit is baie keer in redelike behuisingsstrukture, bedompige areas kan dit wees, waar jy deur absorbering kry jy die probleme van voersmake waar die goed basies ingeasem word. Met ander woorde, jy kry voersmake, so 'n halwe koeismaak wat deurkom in die impak daarvan van stalhigiëne. So sodra die stal nat, vochtig en vuil begin wees, dan kry jy hierdie soort van nasmaak van, jy kan dit amper sê, is 'n onaangename smaak wat ook baie keer lei tot grasserige smake en absoluut vreemd vir jou sensoriese aspekte waaraan jy gewoond is. En natuurlik die bakterieë is altyd 'n faktor. Ons moet kyk na die saak van suur. Jy kry suursmaak weens die bakteriële aktiwiteite en jy kan self 'n vrugtige smaak proe en dit is ook maar die bakterieë wat dit veroorsaak en daai snaakse onhygiëniese smaak wat die Engelse verwys na putrid wat eintlik gepaard gaan met higiëniese toestande. En natuurlik chemie. In die dier self kry jy toestande van ketosis en die ketosis maar eintlik waar die vraag na energie binne in die dier hoër is as wat sy voedingsregime hom bied. En dan wanneer die dier dan sy eie vet begin gebruik in opbrand vir energie, dan ontwikkel hierdie eienaardige smake ook wat jy partykeer omskryf as miskien geoksideerd of gasterigheid wat vorendag kom. Dis jou 3 hoofoorsake. Maar dit gebeur baie maklik. Ek dink dit is absoluut bestuur van die kuddes. Smake en reuke deur absorpsie kan baie maklik gebeur en ontwikkel. En dit gewoonlik gebeur dit na die melkingsproses, waar die dier so oor 'n enkele paar minute dan begin dit realiseer in die produk. Soos ek genoem het, bakteriële afbraak kom in kontak met melk, die bakterieë, swak higiëne, eksterne kontaminasie word vererger deur swak verkoeling. En dit is baie belangrik. Sodra jy toelaat dat die temperatuur 'n rol begin speel en jy sien die vermeerdering van die bakterieë, dan raak dit kompleks. Want onthou, die beginsel van gesonde kwaliteit melk is nog steeds, as jy dit verloor het, het jy dit verloor. Jy kan dit nie weer gaan herwin nie. Jy kan niks met daai melk doen om dit te herstel nie. En dieselfde geld reël, is die impak van chemie en natuurlik ook aspekte wat jy begin realiseer in die produk. Seperige bittersmake, dit kom voor veral met vrye vetsure. Met ander woorde, daar is altyd 'n wisselwerking van ensymatiese aksies, ensieme wat inwerk op die vette en dan kry jy hierdie eienaardige gasterige smake wat baie keer in die produk manifesteer. Ek wil net by jou hoor, voor ons nou praat oor goeie praktyke wat op plase moet gebeur. As dit kom by die verbruiker, is dit enigsins nadelig vir die verbruiker, behalwe vir die feit dat hy dit of sy dit proe of ruik. Ja. Goed, gevare, dis eintlik wat ek glad nie. Hierdie tipe van kwaliteitsdefekte sal jy waarskynlik alreeds by die individu sensories genoeg. Onthou jou sensoriese ontwikkeling is so sterk nie, dat dit is gewoonlik so akkuraat dat dit onmiddellik vir jou 'n afkeer in 'n produk gaan gee. Nou, ons moet versigtig wees om te veralgemeen. Hierdie verskynsels kom nie altyd voor nie, maar soos in enige voedsel kry jy dit tog van tyd tot tyd laat iets vir jou sê, maar
ek kan nie my vinger op dit sit nie, maar hier is iets fout met hierdie produk. En dan definitief is dit iets wat geglip het deur die kwaliteitsbestuurstelsels en prosesse wat vir jou daai. Ek dink waar die probleem kan inkom wel, is by microbiologie, waar jy dalk sien waar die rol van psigotrofe begin 'n baie sterk rol speel, die teenwoordigheid van bakterieë. Maar die skade wat dit aanrig is kwaliteitsdefekte, want sodra jy die melk gepasteuriseer het, is die patogene gedood. En jy sit net met hierdie snaakse smaak. Tipies wat gebeur. So. Nou goed, kom ons beweeg plaas toe, dalk het jy 'n bietjie raad daar. Ja, ek dink die beginsel is absoluut voedingskwaliteit, die voeding van die diere, met die behulpsaamheid van 'n voedingskundige, krities belangrik en die higiëne rondom dit. As ons praat van kuilvoer, goeie kuilvoer, bestuurspraktyke is van kritiese belang om seker te maak dat die diere wel die gesonde kos kry, want onthou wat hulle eet is wat hulle produseer. Ek dink deur die waardeketting op die plaas, krities belangrik om te kyk na stalhigiëne. Stalhigiëne is krities belangrik. Onthou wat ons sien as skoon met die oog is nie altyd skoon nie. Jy kan altyd residue van sekere kontaminante kry en dit sluit bakterieë in of chemiese aspekte. En as jy nie daai goed onder beheer het by wyse van goeie bestuurspraktyke nie, dan gaan daai sonde jou net bly pla. En jy kry 'n afkeer, want onthou, sodra jou melk as 'n produsent dalk gekontamineer is, daardie lot melk, 'n kompartement tydens vervoer van melk is eintlik kom sê in 3 kompartemente op die trok. So dit gebeur baie dat die melk van een produsent in kompartement 1 saam met boer 2 en 3 se melk sit sal word in kompartement 2 en kompartement 3. Met ander woorde, die moment as jou melk meng met een van jou medeprodusente, dan maak dit daai kompartement se melk in totaliteit, en dit is wat die bakterieë doen wat ons noem psigotrofe. Onmiddellik speel dit 'n rol op die totale vervoer van daai besending van melk. En sodra jy dit meng, dan sien jy die verspreiding van bakterieë wat ons noem psigotrofe, en hulle is maar eintlik koue liewende bakterieë. Jy trek nie sy handrem heeltemal op as jy dit onder 5 grade hou nie. Hierdie bakterieë is nog steeds aktief hier by 5 en 7 grade. So op die einde van die dag is hulle rustend, en wanneer hulle nou in die ideale omstandighede kom, dan het dit 'n geweldige impak op die kwaliteit van jou melk, jou buurman se en wie ook al. Baie belangrik om te dink aan die gedeelde verantwoordelikheid wanneer jy werk met rou melk. Jompie, baie dankie vir al daai inligting. Net ten slotte, kom ons praat eers met ons produsente. Ja, ek dink die produsente verstaan hulle rol, want onthou, die inset van die verwerker is die uitset van die melkprodusent. En daar is 'n baie goeie verstandhouding tussen daai risiko's. Kwaliteitsdefekte speel uit as ekonomiese risiko's, uiteraard ook voedselveiligheidsrisiko's. So almal in die waardeketting verstaan tog die absolute verantwoordelikheid wat deur elke party geneem word. Wat ons moet nie vergeet nie, is dat die sekondêre bedryf het ook 'n groot betrokkenheid, want dinge kan verkeerd gaan by die fabriek ook. So ons kan nie die produsent uitsonder nou en sê julle is die oorsaak van slegte smake nie, maar in beginsel moet elke party verstaan hierdie ding van silo's-werking is nie die wenpad nie. Ons moet saamwerk om seker te maak dat ons die risiko's mitigeer wat kwaliteitsdefekte, want ons wil almal hê melk moet beter verkoop. Ons wil graag hê meer mense moet melk drink, en vir daai rede is elke persoon wat 'n rol speel in die waardeketting, selfs die kleinhandelaar, 'n geweldige impak. En vir die verbruiker, ons suiwelprodukte is steeds veilig vir menslike gebruik. As ek vir jou moet sê hoeveel verskillende kwaliteitsondersoeke van die plaas tot by die verspreiding van die produk plaasvind, dit is 'n magdom van 'n klomp toetse om seker te maak die verbruiker geniet nog steeds die voordeel en die veiligheid van ons produkte. En so sê Jompie Burger, algemene bestuurder van die Suiwelstandaard Agentskap, en hy het vandag met ons gesels oor geure, reuke en smake, wat soms vreemd kan wees, maar gerusstellend. Die standaard van Suid-Afrikaanse suiwelprodukte bly goed.